save. Jesus is his name. Christ alone the way. He reigns. Although we come again. Julle, ons is vanoggend in Filippense 2. Ons gaan saam lees vanaf verse 12 tot 18. As jy verlede weekie was, dan sal jy kan onthou dat ons na daai kragtige voorbeeld van die Here Jesus se lewe gekyk het en sy vrywillige vernedering, maar ook die spesifieke gesindheid wat hy gemodelleer het in sy menswording, waartoe elke gelowige in hierdie wêreld opgeroep word. Kom ek verfris net jou geheue oor daai gesindheid. Paulus het die Filippense daarvan in verse 3 tot 5 aangespoor om soos Christus niks te doen uit selfsug of uit ydelle eer nie, maar om in nederigheid ander hoër te ag as hulle self. En om nie meer langer na die belange van hulle self om te sien nie, maar elkeen ook na die belange van ander. Want, het hy toe bygevoeg in vers 5 van hoofstuk 2, hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Toe gee Paulus mos vir ons daai kragtige illustrasie daar van verse 5 tot 11 van hoe daai gesindheid gelyk het. Vanoggend gaan ons aan waar ons gestop het, so as jy jou Bybel reeds daar oop het, volg asseblief saam met my. Terwyl ek vir ons lees daar van verse 12 af tot vers 18 en saam met jou kyk na die verantwoordelikheid wat rus op my en jou as gelowiges, wat ons self vind te midde van 'n krom en verdraaide geslag. Daarom, my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie heil uit met vrees en bewing, want dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehae. Doen alles sonder murmurering en teespraak, sodat julle onberispelik en opreg kan wees. Kinders van God sonder gebrek, te midde van 'n krom en verdraaide geslag, onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld, deurdat julle die woord van die lewe vashou. My tot 'n roem teen die dag van Christus, dat ek nie verniet geloop of verniet gearbei het nie, maar al word ek as 'n drankoffer uitgegiet oor die offer en die bediening van julle geloof, verbly ek my. Ja, verbly ek my saam met julle almal, en om dieselfde rede moet julle ook bly wees, en julle saam met my verbly. Kom ons stop net eers daar vir nou. Ons skrifgedeelte, glo ek, bring ons vanoggend by 'n belangrike vraag wat ons moet beantwoord. Die vraag is doodeenvoudig: hoe hou 'n gelowige vas aan die woord van die lewe, soos verse 15 en 16 ons aanmoedig, onder 'n krom en verdraaide geslag? Of anders gestel, hoe skyn gelowiges soos ligte in 'n verlore gaande wêreld? Hoe doen ons dit? Dis die vraag wat ons wil beantwoord. En Paulus is gelukkig nie stil oor die antwoorde nie. En in die volgende paar verse verduidelik hy juis wat 'n kind van God se ingesteldheid behoort te wees in die wêreld en in omstandighede waarin hulle self bevind. 'n Wêreld wat voortdurend die rug draai op die vredesoffer wat Christus aan hulle maak, en 'n wêreld wat net nie wil erken dat Christus Here en God is nie. As jy moontlik 'n pen of 'n papier by jou het, dan wil ek jou graag uitnooi om dit dalk neer te skryf as jy wil. Ons eerste belangrike gedagte vanoggend is die verantwoordelikheid waartoe ek en jy opgeroep word. En dit is dat kinders van God die verantwoordelikheid het om deur nederige ontzag vir Christus vir die wêreld te wys, hy is Here. Onthou, ons kom nou net uit daai gedeelte uit waar Paulus vir die Filippense en vir ons gewys het hoe Jesus homself vrywilliglik verneder het. Maar op grond van daai vrywillige vernedering het die Vader ook vir Christus verhoog tot 'n posisie van absolute gesag in die heelal. En nou, met dit in gedagte, sê Paulus in vers 12 vanoggend, daarom, my geliefdes. Met ander woorde, op grond van daai twee belangrike werklikhede, sy vernedering en sy verhoging, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie,
maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie heil uit met vrees en bewering. Het jy opgemerk wat die gelowige se verantwoordelikheid is in daai 2 verse? Eerbiedige, godvreesende gehoorsaamheid aan Christus. Ekskuus, ek sê 2 verse, dis net in vers 12 sigbaar, is dit nie? Dis eerbiedige, godvreesende gehoorsaamheid aan Christus. Nou, dis definitief so dat die Filippense 'n gemeente was wat geloofsgehoorsaamheid geken het. En Paulus kon getuig daarvan. Van alle mense was hy in persoon self by hulle en kon hy die vrug van hulle redding sien. Hulle was ook medewerkers van hom in die evangelie. Hulle was sy vriende. Maar hy was vir omtrent 10 jaar lank op hierdie stadium nie by hulle gewees nie, en daarom maak hy in vers 12 melding van sy afwesigheid, terwyl hy hierdie belangrike oproep doen op hulle. Werk julle eie heil uit met vrees en bewering. Wat as jy nie mooi luister nie, dit mos amper klink asof Paulus die Filippense oproep om te werk vir hulle eie saligheid. Maar is dit wat hy doen? Is dit wat Paulus daar sê? Roep hy hulle op om te werk vir hulle eie redding of hulle eie saligheid? Gelukkig nie. Gelukkig nie, want indien dit die geval was, dan het die Here homself weerspreek in die skrif. En God lieg nie. Hierdie was nie 'n oproep tot redding deur werke nie. Dit was wel, as jy dit so wil sien, 'n oproep tot werke as gevolg van die feit dat hulle deur God gered is. En ek lê klem op die feit dat God hulle gered het, want niemand kan homself red nie. Ek meen in Efesiërs 2 vers 5, dan bevestig die Here baie duidelik in die skrif, deur einste Paulus, uit genade is julle gered. En dan in vers 9 van Efesiërs 2, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Selfs die einste woordjie heil, wat daar in ons vers 12 voorkom, dra die betekenis van redding oor. Dit maak duidelik dat geen mens homself kan red nie. Die mens het 'n redder nodig. En ons het verlede week gesien dat die verlore mens sonder God vasgevang is tussen die sonde aan die een kant en die heilige regverdigheid van God aan die ander kant. En dat daar geen manier is vir enige iemand om homself uit daai dilemma uit te red nie. Want dit is 'n dilemma. Ja, 'n persoon kan seker met 'n klomp goeie pogings en werke homself probeer red, maar hy sal agterkom dat dit 'n verlore saak is. Die skrif sê vir ons, al ons werke is soos vuil lappe in Jesaja 64 vers 6. Ons het almal geword soos mense wat onrein is. Ons beste dade is soos vuil klere. Ek hoop jy sien die dilemma raak vanoggend. Die mens sonder God is in die moeilikheid. Maar wat het Christus kom doen? Ek het verlede week die illustrasie gebruik van daai 2 bergbokke, nê, wat op mekaar aangestap kom op 'n baie nou en dun bergpaadjie. Daar's geen rigting waarin enige een van die 2 bokke kan draai nie. Hulle kon net vorentoe gaan, hulle kon nie omdraai nie. En aan hierdie kant van daai nou dun bergpaadjie was daar 'n kloof van omtrent 1000 voet diep. En aan die ander kant was daar 'n kraans wat teen 'n 90 grade hoek die hoogte ingeskiet het. En so het een van hierdie bokke besluit, hy sal veg vir sy reg om te lewe. Maak nie saak wat nie. En het sy oë skreefies getrek. En jy sou dink dat die ander bok dieselfde sou doen. Maar wat doen die ander bok? Hy gaan lê plat. En hy strek sy lyf uit so ver as wat hy kan, sodat die ander bok oor hom kon loop, op hom kon trap en veilig aan die ander kant kan uitkom. In 'n groot mate is dit wat die Here Jesus Christus ook vir ons gedoen het. Hy het homself vrywilliglik verneder, hy het sy regte prys gegee, hy het gelyk geword aan mense, hy het die vorm van 'n slaaf of 'n dienskneg aangeneem en hy het toegelaat dat mense oor hom loop en hom vertrap en hom kruisig, sodat hy die volle straf van die sonde kon dra en 'n weg kon oopmaak sodat die wat in hom glo die vryspraak van God kan ontvang.
So ek dink wat ek sê is hopelik duidelik. Niemand kan homself red deur sy goeie werke nie. Maar ons moet vra, wat bedoel Paulus dan as hy daar skryf, werk julle eie heil uit met vrees en bewing? Wel, die oproep aan die Filippense en aan ons vanoggend is om ons eie heil uit te werk en is niks anders nie as om ons geloof in God op 'n daaglikse basis te demonstreer totdat ons eendag by Jesus in persoon is. Wanneer ons redding tot volle werklikheid kom. Moenie dit net bely nie, sê Paulus, onder andere, maar wys dit. Wys jou geloof. Want egte geloof in God moet geïmplementeer word. Dit moet toegepas word, né? Dit moet beoefen word. Ek hou daarvan as ons praat van geloof wat beoefen moet word, want dit help ons om te verstaan dat geloof nie net bloot 'n teoretiese saak is nie. Dit is nie net kopkennis nie. Maar dit moet oor tyd en deur volharding vrug oplewer in ons lewens. Om jou eie heil uit te werk het ten einde die doel dat 'n persoon se lewe voortdurend meer en meer die gesindheid en die karakter van Jesus weerspieël oor tyd. Totdat ons by hom is. Ek kan myself so herhaal vanoggend, maar ek dink elke jaar hier by September maand, dan nooi die drafgroep waarby ek betrokke is hier in die dorp, 'n klomp mense van reg oor die dorp om te kom probeer. Hulle moet kom deelneem, hulle het so 5 kilos wat hulle die mense laat hardloop. In geval daar miskien iemand is wat wil deel word van die groep en fiks word. Baie goeie inisiatief. Maar soos vir die maande aangaan, hier op maand 4 of maand 5, dan sien jy daai massas mense wat September maand gewoonlik by mekaar kom en wat deel is van die groep, maar al hoe kleiner en al hoe kleiner word. En dat daar op die einde van die dag maar 'n handjievol mense is wat oorbly, en wat fiks word en wat gaan deelneem en hulle doel bereik. En ek dink by myself, dis baie maal ook so in die lewe van 'n disipel. Is dit nie? Dit kweek en vereis eerder volharding, né? Dit kweek nie volharding nie, oor tyd doen dit, maar dit vereis volharding om vir jou lewe lank in dieselfde rigting in gehoorsaamheid agter Jesus aan te stap. Baie maal sien ons dat mense geïnteresseerd is in die evangelie. Jy 'n klomp mense bymekaar kry om geïnteresseerd te wees in die evangelie, maar daar's net 'n handjie vol wat regtig in gehoorsaamheid die pad end uit stap. So om jou eie heil uit te werk, het ten einde die doel dat 'n persoon se lewe die gesindheid en die karakter van Jesus weerspieël. Dis die doel. Maar hier moet ons ook reg verstaan, julle. 'n Persoon wys nie vir die wêreld Christus is Here van sy lewe deur sy gunsteling Bybelversie of 'n kruisie te tatoeëer op sy arm nie. Of 'n persoon wys nie vir die wêreld Jesus is Here of baas oor sy lewe deur 'n 777 nommerplaat te hê op sy kar, of om 'n Ichthus visie by sy voordeur te hang, of om te identifiseer as iemand wat deel is van die NG Kerk of die Methodiste Kerk of die Baptiste Kerk nie. Nee. Hoe weet jy iemand is onderdanig aan Christus? Jy sien dit in sy lewe. Kom ek vra die vraag anders. Hoe weet jy iemand is Christus sin? Hoe weet jy iemand word besit deur Christus? Hoe weet jy iemand se baas is Christus? Jy sien dit in sy lewe. Jy sien dit in sy onderdanigheid aan die gesag van God. Of in die woorde van Efesiërs 4 vers 1. Jy sien dit wanneer die persoon wandel waardig die roeping waarmee hulle geroep is. En dan moet ons net seker maak, ons verstaan wat beteken dit om te wandel in die roeping waarmee jy geroep is. Waartoe word gelowiges geroep primêr? Kan julle onthou? Ons het dit so 'n paar weke terug bespreek. Waartoe word gelowiges opgeroep? Kom ek lees vir jou 1 Korintiërs 1 vers 9. Dit sê vir ons waartoe gelowiges geroep word. God is getrou, deur wie julle geroep is tot die gemeenskap met sy Seun Jesus Christus, onse Here. Dis waarvoor 'n gelowige geroep word.
Ons word geroep tot gemeenskap met die Seun, of in eenvoudige Afrikaans, om in verhouding te leef met Jesus. Maar niemand kan in verhouding leef met Jesus, as dit nie ook lei tot werklike sigbare verandering in so 'n persoon se lewe nie. Want jy sien, hier is die ding. Jesus verander mense. Jesus verander mense. Baie van ons wat hier sit vanoggend kan dit getuig. En as hy mense verander, doen hy nie halwe werk nie. In die konteks van die Filippense sou hulle gemeenskap met Christus, hulle verhouding met Christus, prakties beteken dat hulle oor tyd sou begin ontslaa raak van elke greintjie van onmin en tweedrag onder hulle. Al was hulle 'n gesonde gemeente. Hulle sou nie meer dinge uit selfsug of uit ydelle eer doen nie. Hulle sou in nederigheid ander hoër ag as hulle self, en hulle sou nie meer elkeen na hulle eie belange omsien nie, maar ook na mekaar sien. Dit sou gebeur oor tyd, want hulle was nie baas oor hulle eie lewens nie. Christus was baas oor hulle lewens. En al was Paulus nie fisies by die Filippense nie, dan kon hulle ook elke dag in persoon weet dat Christus deur sy gees nog steeds besig was om die karakter en die gesindheid van Christus in hulle te vorm. Besig om hulle te heilig, besig om hulle te verander, met die oog op die oppergesag van Christus, soos wat hulle eie heil uitwerk. Maar nou let op hoe hulle dit moet doen. Daar's 'n spesifieke manier hoe die Filippense hulle eie heil moet uitwerk. Paulus sê vir hulle daar in vers 12, werk julle eie heil uit met vrees en bewering. Wat ek dink 'n gedagte is wat baie mense so bietjie te mekaar maak, maar wat 'n baie belangrike gedagte is. Vriende en familie, die ingesteldheid van 'n disipel van Jesus, die ingesteldheid van 'n gelowige, behoort een te wees van ontzag vir Jesus. Die ingesteldheid wat 'n gelowige behoort te hê teenoor Christus is een van heilige ontzag wat sigbaar behoort te word in 'n onderdanige lewe. Ons het gesien in Paulus se voorbeeld van verlede week dat Jesus redder en Here is. Maar ons het ook gesien, nadat ons na daai oppervoorbeeld van Christus se gesag gekyk het, dat Jesus nie my en jou speelmaatjie is nie. Hy's 'n vriend vir die wat hom gehoorsaam, ja. Hy's 'n broer, soos die Hebreërskrywer skryf, vir die wat hom liefhet. Maar hy's verseker niemand se speelmaatjie nie. God vereis heilige ontzag van sy seun. En dis 'n heilige ontzag wat mooi vasgevang word in Jesaja 66 vers 2, wat duidelik maak, op hierdie een sal ek let. Op hom wat arm is en verslaaf van gees, en wat bewe vir my woord. The one who trembles at my word. Die heilige ontzag vir Christus wat hier ter sprake is, vriende en familie, is gelyk aan die vrees van die Here waarvan Spreuke ook praat, en wat die begin is van die dien van die Here. Dit begin by die dien van die Here. En is ook die begin van wysheid. So kom ons vra gou die vraag, hoe werk 'n gelowige sy eie heil uit? Wel, in liefdevolle onderdanigheid aan Christus, met 'n diepe ontzag vir sy naam. Dis waartoe ons opgeroep word. Maar, kom ons gaan aan. Dit is ook 'n oproep daai wat ons uitbring by 'n tweede belangrike hoofgedagte vanoggend. En dit is doodeenvoudig, maar baie belangrik. Kinders van God moet weet dat dit slegs die Heilige Gees is wat hulle die vermoë en die gewilligheid kan gee om die wil van God te kan doen. Kom ek sê weer. Kinders van God moet weet dat dit slegs die Heilige Gees is wat hulle die vermoë en die gewilligheid kan gee om die wil van God te kan doen. Paulus skryf daar in vers 13, dit is God wat in julle werk om te wil sowel as om te werk na sy welbehaag. Wat is dit wat Paulus wil oordra in daai vers met al daai alliterasie? Julle, as gelowiges het ons 'n verantwoordelikheid. Dit het ons nou vasgestel, nê? Maar God gee die vermoë om die verantwoordelikheid na te kom.
Ons het 'n deel om te doen as dit kom by ons wandel hierdie kant van die dood. Nee, ons het niks bygedra tot ons redding nie, maar om wel die vrug van ons redding sigbaar te maak, moet ons geloof in Jesus tog sigbaar word deur ons gehoorsaamheid. Maar God is die een wat ons gewillig maak om gehoorsaam te wees. En hier is wat ons moet vang. Dit is God wat in ons werk om gehoorsaam te wees. Hy is die een wat ons in die eerste plek die wilskrag gee en die begeerte gee om te kan doen wat vir hom welbehaaglik is. Nou weet ek, dit is nie so 'n maklike ding om te verstaan nie. Want daarom wil ek ons net terugbring na iets waaroor ons verlede week ook gepraat het, dink ek, of 'n paar weke vroeër. Ons het gekyk na Johannes hoofstuk 15. En vanoggend wil ek ons vat na Johannes hoofstuk 15 vers 2. Jesus sê daar, elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem die Vader weg. En elke loot wat vrug dra, die maak hy, dis die Vader, skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Nou is dit belangrik net om te weet, Jesus gebruik 'n illustrasie vanuit die landbouwêreld, en die Vader is die boer. Jesus is die wingerd. Jesus maak die onderskeid tussen twee tipes mense wie hy vergelyk met lote. Aan die een kant neem hy weg die Vader, en aan die ander kant maak hy skoon. Lote wat nie vrug dra nie, word weggeneem of afgesny. Lote wat wel vrug dra, word skoon gemaak en reg gesnoei met watter doel? Om nog meer vrug op te lewer. Om nog meer vrug op te lewer. Maar daar's 'n koste daarin verbonde. Want om gesnoei te word of om skoon gemaak te word, is nie noodwendig 'n maklike proses nie. Dis nie maklik nie. Heiligmaking, wat hier ter sprake is baie maal ongemaklik. Die doel daarvan, gelukkig, is om verdere groei in ons lewens te bewerkstellig. Die feit van die saak is, gemeente, as dit kom by heiligmaking, is God veel meer geïnteresseerd in die vorming van my en jou karakter, as wat hy is in my en jou gemak. Daarmee moet ons vrede maak. Hy wil hê die karakter en die gesindheid van Christus moet gestalte kry in ons lewens, en daarom snoei hy en skrop hy aan ons, soos wat hy doen. Die klem van vers 13 is net dat ek en jy sal erken dat dit God is wat daardie werk in ons doen. Dis hy wat die werk in ons doen. Weet julle wat, soms sal dit baie moeilik wees om te wil en te werk na sy welbehae. Soms sal dit baie moeilik wees in die lewe van 'n disipel van Jesus, soos ons almal kan getuig, om gehoorsaam te wees. Want die lewe is baie kompleks. Ons bevind onsself elke dag op verskillende situasies, in verskillende sfere van die lewe, waar God van ons gehoorsaamheid vereis, maar waar dit baie moeilik is om te doen. Kom ons sê dit vir mekaar vanoggend eerlik. Ek sê nou die dag vir iemand, dis een ding om te buig onder die gesag van Christus, wanneer dit finansiëel goed gaan met iemand. Maar is 'n ander saak wanneer byvoorbeeld die besigheid moet oorleef en ons moet kos op die tafel sit. Dis nie so maklik nie, is dit? Want ek hoor al hoe meer en al hoe meer hoe mense sê dat hulle moet loopholes soek om besigheid te kan doen, anders kry hulle nie werk nie. Dis een ding vir mense om te buig onder die gesag van Christus wanneer ons gesond is, maar dis 'n ander ding vir iemand wat byvoorbeeld deur 'n lewensbedreigende siekte moet stap. Tog sê die Here, moenie wanhoopig raak nie. Maar hy vra volkome vertroue in so 'n situasie. Hy vra dat jy nog steeds sal buig. Dis een ding vir mense om te buig onder die gesag van Christus wanneer hulle wandel in verhoudings waar dit goed gaan. En almal mekaar lief het en almal mekaar ondersteun en onderskraag. Maar is 'n ander saak wanneer iemand jou die hele tyd bespreek of beskinder of beswadder. Maar dan voel dit 'n ou wil wraak neem.
Maar God vra ook in daai situasie om te buig onder die gesag van Christus. Om te erken dat hy God is en nie ek of jy nie. Dit is ook veral in sulke tye, en dis die goeie nuus vanoggend julle, dat die Heilige Gees sy aan sy kom met gelowiges om ons te bemoedig en om ons te beraad en om ons by te staan sodat ons gehoorsaam kan wees in 'n situasie, sodat ons kan volhard. Maar die geheim is om te laat staan en te erken God is God en nie ons nie. En om te bly in die Here. Dis op die einde van die dag die Here wat ons die begeerte gee om sy wil te doen. Dis hy wat vir ons die krag gee om daai wil uit te voer. Dis hy wat op die einde van die dag dan ook die vrug voortbring in ons lewens, wat die Vader sal verheerlik. Heiligmaking, as ek hierdie punt kan afsluit vanoggend, is primêr God se werk. Maar ons het 'n belangrike verantwoordelikheid in die proses. Wat is daai verantwoordelikheid? Wel, ek het dit gesê in nie soveel woorde nie. Dit is om te buig en om te bely. En om te buig en om te bely. Dit is om gehoorsaam te bly. Dis God wat deur sy Gees in ons werk, om te wil, sowel as om te werk na sy welbehae. Maar dit bring ons uit by ons derde baie belangrike gedagte vanoggend. Vriende en familie, jy kan dit ook neerskryf. Kinders van God moet weet dat heiligmaking nie net gaan oor blinde gehoorsaamheid nie, maar oor die gesindheid in die gehoorsaamheid. Dis 'n baie belangrike punt hierdie. En is van toepassing op die hele lewe, en dit kom veral sterk deur as jy verse 15 en 14 lees. Paulus waarsku die Filippense daar vanaf vers 14 af, doen alles sonder murmurering en teespraak, sodat julle onberispelik en opreg kan wees. Kinders van God sonder gebrek, te midde van 'n krom en verdraaide geslag, onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld, deurdat julle die woord van die lewe vashou. Nou kom ons kyk net gou na vers 14. Dan wil ek 'n vraag vra. Hoekom dink julle is dit so skadelik as gelowiges murmureer onder mekaar? Hoekom is kla en teespraak onder gelowiges so vernietigend? Wel julle, een van die groot redes is omdat klagtes en teespraak onder gelowiges vir mense wat buitekant die geloof staan, 'n valse idee gee oor wie Christus is en 'n valse idee gee oor wat die evangelie is. Baie mense reken, en ek moet dit vir julle sê vanoggend, ek was al een van daai mense. Baie mense reken dat as die kerk gekenmerk word deur mense wat die hele tyd net kla, die hele tyd net teepraat, die hele tyd net agteraf is, hoekom sal ek hier wil deel wees? Met ander woorde, dit is hoe mense wat sê dat hulle nuut gemaak is deur Christus optree onder mekaar. Hoekom sal ek oortuig wees oor hulle getuienis van Christus? Dan wil ek nie deel wees daarvan nie. Dis hoekom murmurering en klagtes en teespraak so skadelik is onder gelowiges. Beteken dit daardie gelowiges is nie waarlik gelowiges nie? Nee, nie altyd nie. Soms is dit die geval. Maar baie maal is dit net omdat dit ongehoorsame kinders is van God, wat die oog verloor het op die persoon van Christus. Dis mense wat dalk werklik vir Jesus leer ken het in 'n gemeenskap van gelowiges, maar wat op een of ander stadium ingesluk is deur vleeslike ambisie en kompetisie. Maar so lewe kan nie die heerlikheid van Christus reflekteer nie. Dit kan nie. Kan nie. Dis gewoonlik in sulke gevalle waar mense 'n speletjie speel. Dan word gehoorsaamheid blote verpligting in steede van liefdevolle aanbidding. Daarom is die gesindheid waarmee ons vir God aanbid baie belangriker as wat gelowiges wil toegee julle. Sal ek vir jou 'n vraag vra vanoggend? Dis 'n eenvoudige vraag, maar dit is 'n baie belangrike vraag. Net jy sal dit kan beantwoord, ek sal dit beantwoord, ons hou dit vir onsself. Maak dit jou hart bly
om vir Jesus te dien? Soos in regtig, maak dit jou hart bly om vir Jesus te dien? Is dit vir jou lekker om gehoorsaam te wees aan hom? Dink saam met my daaroor vanoggend. Ek wil begin afsluit. Vriende, familie, ja, ons lewens behoort gekenmerk te word deur reinheid en geduld en liefde en vrede. Die oë gefestig op Jesus, sodat ons soos ligte die heerlikheid van Christus kan reflekteer in 'n donker wêreld waarin ons onsself bevind. Dis waartoe ons opgeroep word. Maar weet julle wat? Weet julle wat? Ek het nog nooit 'n gelowige ontmoet wat dit kon regkry wie se oë die heeltyd op homself en op ander gerig was nie. Jy sal net werklik vir Jesus met vreugde kan dien as jou oë op hom gefestig is en nie op ander mense nie en nie die heeltyd op jouself nie. Dit laat my dink aan daai illustrasie wat ek al in die verlede gebruik het. Kyk na hierdie klavier vanoggend. As jy 100 klaviere langs mekaar sit en jy probeer hulle almal instel op mekaar se klank, dan gaan dit nie baie mooi klink nie. Maar as jy 100 klaviere vat en jy stel al daai klaviere in op een stemvurk, dan sal hulle almal in harmonie wees en dit sal mooi wees. Dieselfde is waar van gelowiges en gemeentes en gemeenskappe van gelowiges. Daar waar die oë voortdurend op diself is en voortdurend op ander mense is en ons probeer 'n poging aanwend om eenheid te bewerk, ons sal faal. Maar daar waar die oë op Christus is, daar sal harmonie en eenheid onder ons wees.